Goeiedag graad 10 leerders, ek hoop dit gaan baie goed vandag met julle. Soos julle kan sien, gaan ons vandag hoofstuk 12 afhandel van julle kwartaal 3 werk. En dit sal handel oor die aanbieding van besigheid inligting. Nou kan enige een van julle vir my sê wat julle dink dit beteken om besigheid inligting aan te bied. Okay, wel, goed. Vandag gaan ons daarin induik en julle sal sien wat die belangrikheid daarvan is in 'n besigheid. Nou, ons is vandag besig met deel 3. Dit is die belangrikheid van besigheid verslae, riglyne vir die skryf van effektiewe besigheid verslae en die verbale en nie verbale aanbiedings, die verskil tussen hulle. Nou goed, die eerste een, soos ons gesê het, die eerste een het ons gesien verwys na die belangrikheid van 'n besigheidsverslag. Nou julle, daar's 3 belangrike kolpunte onder hierdie ene. Dit is om 'n besigheidsverslag stel, bestuur in staat om elke aktiwiteit en elke departement dop te hou. Nou, wat hierdie eenvoudig beteken is, kom ons sê jy het 'n groot besigheid soos Checkers, né? En dink julle daar's een persoon sal moontlik kan weet wat in elke afdeling aangaan, hier by die brood, daar by die spices, by die melkprodukte, by al die verskillende tipe werkers, die verskaffers, die mense wat by die til werk, die mense wat by die rakke pak en al daai goeders, is dit nogals nodig vir bestuur om 'n verslag te kry, sodat hulle kan bewus wees van elke aktiwiteit wat in elke departement plaasvind. Dus dit sal onmoontlik wees vir hierdie een persoon om alles op sy eie te doen. Hy gaan hierdie verslag nodig hê om te help. Nou, hierdie verslag met hierdie inligting wat die bestuur die bestuur ontvang, help die senior bestuur om meer inligting oor die besigheid te kry, oor elke departement. Jy moet weet, okay, wel, die brood wat nou gebak word, die lekker broodjies, die koekies en goeders, dit verkoop nou nie meer so lekker soos wat dit altyd gedoen het nie. Hierdie senior bestuur moet bewus wees daarvan. Hy moet bewus wees van elke klein liewe dingetjie wat in die besigheid aangaan, en hierdie besigheid verslae, bestuur en senior bestuur, hulle almal, om presies te weet wat aan te gaan in die besigheid, en om meer inligting te kry daarvan. Nou, dit verskaf inligting wat tot besluitneming lei. Nou, soos wat ons net in die vorige een gesê het, dit stel senior bestuur in staat om met inligting, dit stel senior bestuur in staat met inligting oor hoe elke departement vaar. Nou, soos wat ons sê, hy het nou gesien die koekies en goeders, dit verkoop nie so lekker soos wat hulle wil hê nie. Nou moet hulle 'n besluitneming neem van hoe gaan hulle hierdie verbeter, of gaan hulle dit heeltemal verwyder, wat is hulle plan? Nou die volgende een het ons gesê, dit is riglyne om 'n effektiewe besigheidverslag te skryf. Nou die eerste een gaan ons sê, is jy moet die omvang bepaal van die verslag. Bepaal hoe groot en hoe gedetailleerd die verslag moet wees, fokus op wat belangrik en relevant is. Okay, so die omvang, die verslag moenie klomp irrelevante nonsens in het nie, dit moet presies die situasie aanspreek. Die koekies en goeders verkoop nie nou nie, dit help nou nie julle gaan sit in die verslag van die mense van die til, of die mense van die rakkies pak, of die melkprodukte nie. Ons wil nou net weet van die koekies wat nou nie verkoop nie. Okay, dan moet jy ook die teiken gehoor, bepaal van die verslag. So vir wie is hierdie verslag gemaak? Is dit vir jou kliënte? Is dit vir jou werknemers? Is dit vir jou bestuur? Jy moet die taal, styl en inhoud aanpas vir die behoeftes van die gehoor. Nou, kom ons sê die koekies is dit verkoop nou nie so lekker nie. So oor wie gaan die verslag dan gaan? Wie gaan die teiken gehoor wees? Die kliënte, want dis kliënte wat die goeders koop. Nou as hulle dit nie meer koop nie, nou hierdie verslag moet nou gaan oor hoe gaan hulle hierdie verbeter en die kliënte is die teiken gehoor. Okay. Die volgende 2 is bepaal hoe die verslag aangebied moet word. Dit kan deur 'n digitale aanbieding wees, byvoorbeeld 'n PowerPoint, 'n geskrewe verslag, byvoorbeeld 'n harde kopie, soos byvoorbeeld hier gee ek vir jou 'n geskrewe verslag
En 'n e-pos, julle almal weet nou al by die tyd wat 'n e-pos is, jy kan 'n verslag oor 'n e-pos stuur en 'n mondeling aanbieding, dit is wat ek basies op die oomblik nou vir julle doen, is ek vertoon 'n mondeling aanbieding aan julle. Dan versamel die nodige inligting, soos ek gesê het. Jy wil nie klomp irrelevante nonsens daar binne sien nie. Jy wil weet oor wat presies gaan die situasie en hoe gaan julle hierdie situasie verbeter in die konteks wat ons nou in werk. Nou, jy moet navorsing doen. Navorsing kan jy doen deur aanlyn, wat ons generasie baie lief is om voor te doen. Artikels, boeke, vraelyste en opnames, dit is soos basies om by die mense naaste aan jou uit te vind, like van wat hou julle? Wat sal julle verkies? Hoe kan ons hierdie vir julle verbeter? Onderhoude, dit is wanneer ons sê, iemand kom sê nou, ek wil 'n onderhoud met jou kom voer, ek is 'n goeie chef, ek kan hierdie koekie sales van julle weer opkry, nou gaan die eienaar van Checkers en hierdie persoon wat kom aansoek doen vir werk 'n onderhoud met mekaar voer, en dit is gewoonlik in persoon, maar dit kan ook oor die internet gedoen word. Betroubare aanlyn bronne, soos ons nou gesê het, soos webwerwe, statistieke verslae, ou goeders wat jy op die internet kan kry, wat jy jou nou mee kan vergelyk, en as dit internetdokumente, soos wat ons sê, verslae, rekords en datas, ou goeders wat oor die jare in jou besigheid gebeur het, en ander mense se besigheid gebeur het, word gestoor, en jy kan hierdie goeders gebruik, om te sien, okay nou, hierdie jaar sien ons hierdie mense, hier is ons baie koekies verkoop, wat het ons hierdie jaar gedoen, ons sien, nee, okay, ons het hierdie en hierdie verkoop, en dis hoekom hulle so baie verkope gehad het. Dan moet jy jouself berei, 'n oorsig voor van wat die gehoor moet weet, en besonderhede wat in die verslag ingesluit moet word. Dit is soos ons het nou gesê, die teiken gehoor, dit moet die gehoor wees, die omvang moet die gehoor insluit, die doel van die verslag, die hoofpunte, en die besonderhede wat ingesluit moet word. Okay, en die ander een is, skryf bondig kort, en sluit slegs belangrike inligting in. Niemand gaan 'n verslag wil lees wat 10 blaaie lank is nie. Dit is verskriklik baie, of 30 blaaie lank. Jy wil 'n kort en kragtige ding hê, wat vir jou sê wat gaan aan, hoe gaan julle, wat is julle aksieplan, die belangrike inligting wat jy van die saak moet weet. Jy wil nie klomp boring goeders weet, jy wil nie weet, die koekie besigheid bestaan al van 1772 nie. Nee, jy wil nou net weet, okay, hier is ons 'n probleem, hoe gaan ons dit fix? Okay. Dan is dit gebruik gewone basiese taal, eenvoudige grammatika en duidelike kort sinne. Byvoorbeeld, ons het die verkope verhoog, koste is verlaag, wins het toegeneem, ons plan het gewerk. Jy wil nie nou hoor, ons het produk A, B, C, D, soveel ons verkope op nie. Jy wil net hoor, die verkope is op, die winste is hoor, jy wil nou nie hoor, ons het nou R50 winst per hierdie produk gemaak, en sy hele history nou tot en daar hoor nie. Jy wil net die kort kragtige sommetjie hê, wat jou aandag trek, en jy weet, okay, die plan het gewerk, die plan het nie gewerk nie. Hier is voorbeelde van hulpmiddels wat jy kan gebruik in hierdie verslag. Dis byvoorbeeld 'n tabel, 'n voorbeeld van 'n grafiek, 'n voorbeeld van 'n sirkelgrafiek, en 'n voorbeeld van 'n tekening. Dis alles goeders wat jy kan gebruik in jou verslag om te toon hoe jou plan werk, hoe jou verkope opgegaan het, hoe jou winste opgegaan het. Daar's vele meer wat jy kan gebruik. Hierdie is maar net 'n paar voorbeelde. Dan spandeer tyd om die verslag te hersien en spelfoute en grammatika foute reg te stel. Nou hierdie is baie belangrik. Dit klink so stupid, maar dit is iets wat eintlik verskriklik belangrik is. As jy nou hierdie lees en daar staan spelfoute en sulke goeders op, jou aandag gaan verloor word en jy gaan dink vir jouself, hoekom moet ek vir hierdie persoon luister? Hy kan dan nie eers reg spel nie. Wat weet hy? Sulke goeders is baie belangrik. Kry iemand om na die verslag te kyk en voorstelle vir verbetering te maak. Nou hierdie is ook belangrik. Moet nooit dink jy weet alles en jy doen alles presies reg en goed en jou werk is altyd perfek nie. Vat dit altyd na iemand toe vir 'n tweede opinie, derde opinie, maak nie saak nie, maar daar kan altyd iewers 'n verbetering kom of ietsie uit iemand anders se perspektief gesien word wat jy nie dalk gesien het nie, want jy sien dit nie so uit jou perspektief nie. Okay, en dan die laaste een is die verskil tussen verbale en nie-verbale aanbiedings nie. Okay,
Nou, 'n verbale aanbieding is soos 'n mondeling aanbieding. Dit is iemand wat praat met die gehoor, soos wat ek op die oomblik met julle praat, en die gehoor sit en luister na die aanbieder. Ek gaan gou vir julle 'n kort YouTube video wys van 'n voorbeeld van iemand wat met 'n gehoor praat. Click Brain has been completely rebuilt. Meet Brain 2. Now, work is easy. All I have to do is ask what I should do next, and then it does it for me. Difference, Mr. Robert? It's got to be the same. Money on machine. I was liaising with their legal representative. Okay, nou dat julle die kort YouTube video gesien het, gaan ons aan na 'n nie-verbale aanbieding. Dit is wanneer die gehoor ontvang 'n boodskap sonder dat die aanbieder dit mondeling sê. Okay, byvoorbeeld julle. Sien julle, daar is 'n boodskap wat ek vir julle oorgedra het, sonder dat ek my mond gebruik het en vir julle gesê het. Jy kan ook jou gesigsuitdrukking doen. Byvoorbeeld, kom ons sê jy steek vir my 'n hand op, of nee, kom ons sê, nee, dis is stupid. Kom ons sê, julle almal sit nou in die klas, en julle gesels, en ek sit daar, en my gesig lyk so. Dan gaan julle mos nou duidelik weet, ek sê vir julle, julle moet nie gesels nie. En dan kan jy ook handsyne gebruik, soos ek kan vir jou wys, mooi, oor kan die veld, as jy nou besig is om sport te speel, en ek staan nog, gaan jy weet, hierdie beteken vir jou, mooi, jy is besig om goed te doen, of ek glo in jou. Nou, dit is amptelik die einde van die aanbieding. Nou gaan ek gou kort vinnig games met julle speel. Nou vir my een rede waarom besigheid verslae belangrik is. Ja, een van die redes is so om senior bestuur, sodat hulle die inligting kan weet wat in die besigheid aangaan, dat die bestuur kan weet van elke aktiwiteit in elke departement, en dat die inligting kan help met besluitneming. Julle is reg. Noem een riglyn vir die skryf van 'n effektiewe besigheidsverslag. Dis om die teikengehoor te bepaal. Baie mooi, ja. Is 'n mondeling aanbieding verbaal of nie verbaal? Dit is verbaal, uitstekend. Noem een voorbeeld van 'n nie-verbale aanbieding nie. Dit is mooi, dit is om sharp te wys. Baie mooi. Dankie julle. Dit is die einde van die les. Ek hoop julle verstaan mooi wat by die werk aangaan. As julle nie doen nie, kan julle enige tyd met my kom gesels. Ek is altyd welkom en julle moet 'n lekker dag verder hê.